So is besig met ons reeks Bruce Lee, 'n familie, en ons sit bietjie in Februarie, ons Sondag, ons gedagtes by die belangrikste geveg wat daar is, die geveg wat regtig saak maak, die geveg in ons families, die uitdagings en die aanvalle wat ons algemeen beleef, en vandag wil ek bietjie met jou chat oor tegnologie, maar voor ek soontoe gaan, wil ek gou vir Mario aan julle voorstel. Mario, sal jy asseblief gou vorentoe kom? Mario hier, Mario het nie die trappe nodig nie. Mario is 'n beheer van ons sekuriteit by Familia. Wie van julle het geweet ons het sekuriteit by Familia? Okay, net van julle, né? Wat vir Mario ken. So, hy is 'n beheer van sekuriteit en Mario was al opgeskiet gewees. Hy was in sekuriteit, in die sekuriteitbedryf en hy was al opgeskiet gewees. Gelukkig het hy nie 'n gat aan hom gekry nie. Sy fortuner het, maar hy het nie. En vandag is hy hier en hy besef die erns van sekuriteit. So hy kyk dat daar nie van die mense, twee goed is vir ons belangrik hier, onder andere by Familia, is ons karre en ons kinders. Okay, so hy kyk dat daar nie van die mense moeilikheid maak by ons karre en ons kinders nie. En ek wil net hê julle moet een ding sien wat hy saam met hom dra, so sal jy net vir ons net hom oopmaak daarso. So hy het hierdie ouetjie, so enige ou wat wil moeilikheid maak, moenie moeilikheid maak nie. Dis waarop ek wou net dit vandag vir julle gesê het. Nee, ek grap. So kyk daai wapen. In lig van dit wat hy doen en in lig van die moeilikheid wat 'n realiteit is in die wêreld en hier in Alberton, is dit 'n instrument van veiligheid. So dis lekker om te weet daar's iemand wat kyk en ons het sekuriteit hierso. Maar kom ons sê, Mario besluit nou, want wat hy doen is aan die einde van die dag gaan hy huis toe en hy sit daai ding in 'n kluis. Dis die regte manier om te doen, né? Want dit is gevaarlik. Kom ons sê, hy kom nou daar van buite af in en hy besluit, man, hy gaan 'n koffie koop en hy sit sy pistool sommer net daar op die tafel neer waar die kinders hol en goed. Of hy kom en hy los hom bietjie hier in die parents lounge. Sal dit goed wees? Totaal onverantwoordelik. Nou is ewe skielik 'n instrument wat bedoel is vir veiligheid word die teenoorgestelde. Nou is dit lewensgevaarlik. En vandag wil ek vir jou sê, ek gebruik daai voorbeeld net om vir jou te sê, ons moet hierdie in geen ander lig sien nie. Ons moet hierdie in presies dieselfde lig sien. Tegnologie is gevaarlik, onbeheerd en onbedagsaam, net toegelaat, soos 'n pistool wat net hier lê waar enigiemand kan kom en gebruik soos hulle wil, hoe hulle wil, vir al die kinders, baie onverantwoordelik. En ek wil vandag met jou praat oor, soos die ou gesê het, kyk op en veg vir jou gesin teen die tegnologiese gevare. Kom ons sê dankie vir Mario. Dankie Mario. Vir jou diens by die sekuriteit en dat jy deel is van my preek vandag. Ek waardeer dit, Boeta. Kyk op en veg vir jou gesin teen tegnologiese gevare. Dit is die geveg wat elke gesin vandag veg. En hierdie het 'n algemene prentjie geword, né? Pa, ma, ouer broer, sussie, jonger broer sit daar, pa's op sy foon, ma luister haar storie op haar foon of haar tablet, elkeen doen sy ding, kleinste een is besig met speelietjies, en alhoewel ons fisies by mekaar is ons eintlik wêrelde apart. Ons is fisies by mekaar, maar emosioneel is ons totaal disconnected, verwyderd van mekaar. Ek het nog 'n paar prentjies gesoek, hou julle van prentjies? Lekker, so ek het nog 'n paar prentjies gesoek om vir julle te wys, dis amper daai goed van, dis 'n grappie, maar dis nie 'n grappie nie, né? So die eerste een is mense wat nie kyk waar hulle loop nie, hulle kyk waar hulle skraal en dan val hulle van die wal af, né? Realiteit in ons tyd. Die tweede een is 'n man en vrou wat hulle frustrasies, jy kan maar sê hulle frustrasies probeer wegskraal. En kan ek net sê vir die mans en die vrouens, die Here het ons mekaar gegee om mee te speel in die aand, né? Ek gaan dit daar los, want ek sien nie jong mense, maar ons sal nog daarby kom. Die volgende een is 'n donker hand deur 'n skerm, wat 'n mens beheer soos 'n puppet. Ons gaan vandag bietjie oor dit gesels, dis 'n realiteit. Die volgende een, tannies, kan jy so 'n bietjie stamp aan jou man en sê, dis jy. Dis jou, hoe het hulle 'n prentjie van jou gekry, daar is jy. En die laaste een is net 'n selfoon met 'n hand wat deurkom en sê, help. En miskien vandag praat hierdie prentjie die meeste met jou. Miskien is dit jy, en ek sal eers gaan om te sê, ek ervaar daai. Ek is te veel op my foon.
Ek sal eerlik wees om dit te sê. En dan moet mens nou praat, dit vat wisdom, want soos daar's nie 'n versie wat sê moenie langer as 20 minute 'n dag op jou foon wees nie. Soos hier's wisdom nodig, want hoe lank is te lank? Wat beteken dit dat jy te lank en te veel op jou foon is? En miskien moet ek begin deur dit te sê, niemand, soos ek nie beplan vir dit nie. Ek en my gesin, ek en Gail en die kids het nie om 'n tafel gekom en gesê, hoorie, kom ons huddle. Kom ons besluit om van nou af verslaaf te wees aan fone. Wat dink julle van dit? En hulle het ingestem en toe is dit net so. Ek dink nie daar's een gesin op aarde wat daai besluit gemaak het nie. Niemand het dit besluit nie, maar dit is it's real, né? Julle voel dit in julle huise. Dis real in elke huisgesin is hierdie geveg waarmee ons stoei. En ek dink ek wil nie doemprofeet wees nie, soos ek wil nie net alles negatief nie. Kom ons erken die goeie. Ons just take a step back. Hierdie is baie goed. Dis 'n instrument van vooruitgang. Daar's soveel goeie goed hierin. As ek vat net Rian hulle met Ari. Ari is nou in koshuis buite die dorp, so nou kan hulle met hom 'n video call hê. Dis 'n awesome ding. My skoonpa is baie halfte van die jaar as hy in ander lande vlieg, hy kan my skoonma met hom chat oor die foon. So dis 'n awesome instrument om te hê. Dit help ons in ons werk om meer effektief te wees. Wie gebruik ChatGPT? Die ander van julle jok, of julle weet dit nie hoe tegnologie werk nie. Julle kan my ook kom chat oor dit. So dis 'n great tool, ons erken dit, dis 'n geskenk van die Here. Die Here gebruik dit as 'n goeie tool, maar die duiwel gebruik dit ook. Mens moet erken en sê, soos Mario se wapen, as mens hierdie ding net los en mens is onbedagsaam, word dit net toegelaat vir ons self en ons kinders, nie net ons kinders nie, maar ons self ook, dan is hierdie 'n instrument in die vyand se hand. Dan word hierdie baie gevaarlik. En dit herinner my aan 'n skrif in Petrus. As jy jou Bybel hier het, kan jy gaan Petrus toe. 1 Petrus 5 vanaf vers 8 en 9, dan sê hy die volgende. Hy sê: wees nugter, wees wakker. En mens kan amper sê, kyk bietjie op. Moenie net afkyk na jou foon toe nie. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, wie is hy? Die duiwel is nie die EFF en die ANC en daai nie. Dis die duiwel. Hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. So, bly standvastig in die geloof en staan hom te. Met ander woorde, be intentional. Jy kan nie net kyk as die duiwel hier by jou voordeur opdaag in 'n swart pak. Dan wil jy nou reg wees, dan wil jy nou gou dink, kom ons moet nou bid, hier's moeilikheid nie, soos word wakker, sien die aanvalle op jou en op jou gesin, en jy moet wys wees oor hoe om dit teen te staan, en dan sê hy, en moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. En dan gaan hy aan en sê, ek sê nie dit om julle bang te maak nie, God, wat alle genade gee, soos hy sal julle help. As jy jou deel doen, dan gaan die Here jou help vir die vrug wat in jou en in jou huisgesin moet wees. Dit is interessant hierdie woorde dat hy dit so sal sê. In daai tyd het hulle nie selfone gehad nie. Hulle het nie geweet wat se ander lande is daar. Is die aarde regtig plat of is hy nou rond? Wat gaan hier aan? Ons weet nie. Hulle het nie geweet, maar hy sê dwars reg oor die wêreld is mense besig om dieselfde moeilikheid te stoei wat julle stoei, en ek moet sê, in my navorsing, nou doen ek baie stats navorsing en so, dit is seker die ding wat meeste kerke oor preek, reg oor die wêreld vandag, apart van die evangelie, is die issue met tegnologie, almal oor die wêreld, elke gesin stoei hiermee. En omdat ons almal daar stoei, party mense se filosofie en approach met dit is, so almal stoei met dit, so dit is net wat dit is, dis maar net die tyd waarin ons leef, so just let it go, Nee. So hy sê, ons moet wakker wees, ons moet nugter wees, ons moet dink hoe ons hierdie ding gaan aanpak. Ons as God se kinders, ons kom by mekaar en ons praat hieroor en ons gaan woord toe en ons vra die Here vir wysheid, want ons besef die duiwel, hy is aktief, hy is intentioneel, hy het 'n strategie. En ons kyk na sy strategie en ons sê, okay, wat moet ons doen? Wat moet ons doen, Here? Wat is wysheid? Wat sê wysheid vir ons? En wat's die vrug wat U in ons lewe wil hê? En hoe moet ons hierdie ding hanteer? Maar onbewaak kan ons nie net
hierdie ding los nie, want hierdie is 'n instrument waardeur die duiwel ons aanval in die 21ste eeu. Nou sit jy dalk hier, of jy kyk aanlyn en jy sê, ek hoor jou, maar so ek sê, dis die tyd waarin ons leef, en almal het selfone, en elke kind vandag het 'n selfoon, so jy weet, ek moet nou nie te hard op hierdie ene wees nie, Jacques. En besides, wat kan regtig gebeur? Soos ons kinders is die slegte kinders nie. So wat kan nou regtig gebeur? As dit jy is, dan wil ek vir 'n oomblik met jou praat. Ek dink nie jy besef hoe ernstig hierdie battle vandag is nie. Ek dink nie jy besef dit dan nie. En ek dink nie een van ons besef dit regtig nie. Net in die bietjie stats wat ek gelees het, wat ek nou met jou gaan share, is dit scary. Begin jy al meer dink, ek dink ons moet ons fone weggooi. Soos dit wat gebeur, en veral vir ons kids, dis scary. En laat ek vir jou lees, en weer eens, hierdie is nie om jou bang te maak nie, hierdie is dat jy besef hoe ernstig hierdie is, en dat ons regtig moet aandag gee aan die geveg van tegnologie. So, die eerste artikel wat ek gelees het, praat van die tyddief. Hierdie is nie nou op die skerm nie, jy kan net vir my luister. Die tyddief, en die statistiek hier is dat die gemiddelde tiener spandeer 4 ure of meer per dag voor 'n skerm, so dit tel op tot 1 dag per week. Nou as jy daai optel in 'n leeftyd, dan's dit dae van jou lewe, wat mens kan sê tot 'n groot mate gemors is, wat hulle kon spandeer aan slaap, aan huiswerk, aan gesin, aan verhouding bou, en aan baie beter dinge. Is 'n tyddief. Die breinkaper. So vandag is daar al actually MRI skanderings gedoen om te sien wat is die impak van hierdie blou liggie op die brein. En dit is bewys dat veral vir 'n kinders en adolessente wat hulle brein is nog besig om te ontwikkel, as hulle te veel tyd voor 'n skerm spandeer, dan verander dit fisies jou brein. Veral die prefrontale korteks, wat hulle sê is verantwoordelik vir selfbeheersing, vir empatie en vir besluitneming. So, dit is so. Nou word jou seun, jou dogter word 'n tiener, hulle het hulle tantrums en hulle issues en so, maar as hulle op hierdie ding te veel is, dan gaan dit daai in overdrive sit, dit gaan dit baie meer maak, dit maak kinders impulsief, dit maak hulle minder gefokus, dit maak dat hulle al minder hulle emosies kan hanteer, dit maak hulle emosioneel onstabiel, en dis asof dit hulle sê is asof die brein herprogrammeer, en jy soek alles vinnig, so as jy met hulle gesprek wil hê, as jy wil hê hulle moet geduldig wees met goed, en ek meen in die geloof weet ons gaan geduldig moet wees met die Here, hy praat nie net wanneer jy iets soek en doen net vir jou wat jy wil hê nie, dan maak dit daai, soos hulle kan dit nie verdra om geduldig te wees nie goed vir die lewe nie. Een ander artikel wat ek gelees het, praat van die verhoudingvernietiger. En die statistiek hier is 50% van tieners voel, hulle is aan hulle fone verslaaf. Ek dink die ander 50% is net nie, weet nie wat verslawing is nie. Intussen erken 20% van ouers dat hulle meer tyd op hulle fone spandeer as om met hulle kinders te praat. En wat doen ons as ek die hele tyd op my foon wil kyk? En ek kan nie by my kind sit en hulle oë kyk nie. Ons kan nie om 'n tafel sit as 'n gesin nie. Wat sê ons? Wat wys ons vir ons kinders? Dat hierdie is belangriker as hierdie. Wat hier gebeur is belangriker as mense. Dis dan die voorbeeld wat ons stel. Ons was 'n rukkie terug by 'n inligtingsaand hier by Laerskool Randhart, toe praat Johan Smit daar van Vitaamp, en hy is nou, dis sy studieveld, en die laaste 10 jaar doen hy ook 'n groot studie in tegnologie, oor tegnologie en die effek wat tegnologie het op jong mense. En hy werk met jong mense, dis wat hy doen. So 'n paar goed wat hy gesê het, onder andere jong mense se kommunikasievaardighede gaan al meer agteruit. En dan sê hy, hoekom dit sleg is dit beïnvloed jou gesinslewe, maar dit beïnvloed ook jou vriendekring, dit beïnvloed jou skool, dit beïnvloed jou universiteit en jou werksplek, want oral moet jy kan kommunikeer om vorentoe te gaan in die lewe. En vandag is al wat baie jong mense ken is, hulle kan net praat met hulle duime, kan net 'n WhatsApp kan hulle tik, maar anders kan hulle nie kommunikeer nie. Hy praat van boelery deur middel van skerms, en hy het nogals 'n ding genoem wat klassiek is. Hy sê soos, dis mos nou die maklike manier om iemand gesigloos sleg te sê, terwyl jou vingers
die praatwerk doen. Kan nie vir iemand in hulle gesig sleg sê nie, maar dis nou lekker, op Facebook, op WhatsApp, nou stuur ons goeders rond, en met dit, het hy 2 goed gesê, wat nogals groot is. Nommer 1, die selfmoordsyfer vandag onder jong mense is scary, met scary statistieke gestyg. En hulle sê, groot rede, as jy kyk na stats oor die hoekoms, dan is dit boelery op sosiale media, of deur WhatsApp. En dan gaan hy verder in 'n tweede plek, en hy sê, onthou, ma en pa, jy het die foon gekoop. Dis op jou naam geregistreer, jy het daai foon gekoop. So as jou kind wat minderjarig is, boodskappe stuur, wat hulle nie moet stuur nie, kan jy hof toegevat word. Dan jy moeilikheid. Iets vir ons om aan te dink. Hy praat ook oor die verslawing, die verslawingsskepper. En die statistiek hier is dat 64% van adolessente wys tekens van internetverslawing. Hulle wil die hele tyd op die internet wees, en 'n groot deel van hierdie wat ek wil uitlig is pornografie. So van julle wat nou groot geword het in die tydskrif era, dat jy moet nou winkel toe gaan en na daai deel van die winkel wat so 'n rooi gordyn het, en dan gaan haal jy nou die tydskrif daar. Soos ons is nie meer daar nie, hoor. En die realiteit is, meer as 10% van die internet bestaan uit pornografiese webtuistes. Meer as 10%. Dit praat van miljoene webtuistes. En wie dink jy is hulle mark? Dink jy dis die oom van 70? Dis die laaitie van 17. Is die mark. Om van die vroegste ouderdom, en statistieke wys dat laaities wat fone het, by 12, is al blootgestel aan pornografie. En jy moet onthou, hierdie mense wat agter hierdie webtuistes sit, en agter al hierdie algoritmes, dis alles gaan oor geld maak. En om meer geld mee te maak, moet hulle jou verslaaf kry. So wat ons kinders hier beklei, is nie 'n wilskrag nie, dis nie 'n, moet ek hierdie, dis reg of 'n verkeerd ding nie, soos hierdie mense is die slimste ingenieurs in die wêreld, wat nie 'n hart het vir Jesus nie, dat 'n hart vir geld maak. En hulle worry nie hoe of wie hulle verslaaf kry nie, maar hulle wil ons kinders verslaaf kry, dat hulle kan kry wat hulle wil kry. Die laaste een wat ek net vandag wil noem is die vernietiger van emosionele welstand, en soos ek het al sê, die hoogste selfmoordsyfer nog ooit in die geskiedenis. En net statistieke navorsing oor die algemeen bewys dat die kondisie van ons jong mense is een van angstigheid en depressiwiteit. Hulle voel leeg. En ek wonder net of baie van dit nie te doen het met gesinskondisie nie. Hoe gaan dit met ma en pa? En hoe gaan dit met ons koneksie in die gesin oor die algemeen? Of sit ons so? Almal is net die hele tyd besig op die foon. Ja, daar's ander faktore, verseker. Dit sê, by die ouderdom van 13, sê hulle is meisies, 50% van meisies is reeds ongelukkig met hulle liggame. En daai syfer styg geweldig as hulle hoërskool toe gaan. Dan styg dit hier na 80% toe. Hoekom is dit so? Is dit maar net iets hoe dit is? Nee, want as jy op hierdie ding gaan, dan sê hulle vir jou, hierdie is hoe mooi lyk. Dan vergelyk ons, dan voel ons minder as. Dan is daar 'n gevoel van minderwaardigheid, en dan kom al die ander probleme. So wat gaan ons doen hier omtrent? Wat moet ons doen? Ek dink dis maar die gesprek waarop ek wil fokus net gou vir die paar minute wat ons oor het. Wat kan ons doen hier omtrent? Want ek dink baie mense se gevoel en approach is, Jesus, wat kan jy doen hier omtrent? Soos dis die wêreld waarin ons leef. Dis vir ons kinders, ons kan nie tegnologie wegvat nie, soos om te sê, en Titien, het jy daaraan gedink? Ja, ek het al daaraan gedink, dat ek wil my foon weggooi, en my kind se foon, tablets, en alles net weggooi, maar ons kan nie die lewe leef sonder tablets nie, né? Dit is 'n realiteit, sonder fone nie, ons kan nie. So wat gaan ons doen? En ek wil regtig hê, as jy hier wegstap vandag, moet jy nie wegstap met 'n gevoel van, o hemel, ons is in die moeilikheid. Wat gaan ons doen? Die Here moet ons help, en die Here moet ons help. Maar ek wil regtig jou encourage vandag, en jou uitdaag, vir al julle ouers, en oumas en oupas, om julle verantwoordelikheid op te neem. En dat ons kinders kan ondersteun, en dat ons die voorbeeld kan stel in dit.
So ek wil jou vat na 'n tweede skrifgedeelte toe. As jy jou Bybel hier het, kan jy oopmaak by Nehemia 4. En terwyl jy so toe blaai, wil ek sommer net vir jou 'n bietjie agtergrond gee. So in die Ou Testament is daar 'n offisiële posisie gewees onder God se mense wat hulle genoem het poortwagte. Poortwagte. En dis 'n paar honderd ouens wat hulle sou kies onder God se volk wat by hulle stadsmure waar daar ingange is, waar daar deure en ingange is, dat hulle daar sou plaas, strategies sou plaas. By die tempel was daar poortwagte gewees om dit wat heilig is en goed is binne te hou, dit wat onrein is uit te hou, en dan ook by die tente, by die huise, daar waar die communities is, poortwagte. Hulle moes beskerm, ons families moet ons beskerm, so ek hou die vyand uit. Dit wat my familie wil aanval, wat vir my belangrik is, hou ek uit. Nou is daar 'n tyd in geskiedenis, in die tyd van Nehemia, wat julle weet, ons het baie daar gepraat, soos ons die journey na hierdie gebou toe gedoen het, is die mure was afgebreek en hulle moes die stadsmure en die tempel weer herbou. En toe kom Nehemia met hierdie plan op om terug te gaan na die gedagte van poortwagte toe, want is iets wat nou weg is in die community, en hier's wat hy toe sê vir die mense. Hy sê, hier's my plan, ek het die volk gewapen met swaarde, spiese en pyle en bo, hoe ingedeel? Familiegewys ingedeel. En hulle stelling laat inneem waar? Agter die muur, oorkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Met ander woorde, daar waar daar swak plekke was, daar waar ons gesien, okay, as die vyand hier gaan aanval, dan gaan hy 10-10-1 hier wil inkom. Kan ek gou sien, wie van julle sluit julle voordeure in die aand? En maak seker, die voordeure sluit, agterdeure sluit, né? Hoekom doen ons dit? Ons is poortwagte. Ons wil beskerm die vyande wat 'n realiteit is in ons samelewing, wil ons weghou dat hulle nie ons familie kan seermaak nie. Nou kan ek vir julle sê, poortwagte. Die voordeur waaroor jy moet worry vandag is nie die hout een by jou huis nie. Hierdie is die swak plek. Hierdie is waar ons weerloos is. Hierdie is waar die duiwel 10-1 deur gaan wil aanval vandag. En ons moet poortwagte wees. Hy gaan verder, dan sê hy daarna, so nou sê ek vir hulle, ons moet fight, dis waar jy moet staan, en toe ek agterkom dat dit nodig is, so ek dink hierdie mense was down, en het gevoel, hierdie vyande, hoe gaan ons hierdie ding doen? Net overwhelmed met die aanvalle, toe sê ek, besef is nodig, en toe doen ek dit, ek het die vooraanstaande burgers, die amptdraers, en die res van die volk toegespreek, so ek kry die leaders by mekaar, en ek sê vir hulle, moenie vir hierdie vyand bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend. So, veg vir julle broers, veg vir julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. En as jy verder lees, dan sal jy sien, hy sê ook, soos Petrus gesê het, ons is nie alleen hier nie, hoor. Hierdie is nie net ons gaan hier traai veg met ons spiese nie, die Here is saam met ons. Die Here is saam met ons. Ons is syne en hy gaan vir ons veg. En vandag wil ek vir jou sê, hierdie is 'n massive fight wat op ons hande is, maar ons doen dit nie alleen nie. Die Here is saam met ons, maar ek en jy moet ons rol en ons verantwoordelikheid as poortwagte moet ons opneem. En as mense dit net in pleintaal sê, ons moet wag hou oor wat ons kinders sien en ons moet wag hou oor wat hulle hoor. Ons moet wag hou oor wat hulle sien, ons moet wag hou oor wat hulle hoor. Voorbeeld, so 'n paar weke terug is Josh besig met 'n app, CapCut. Ken van julle ouers van nou weet wat CapCut. So hulle maak video's, so daar's templates, daar's 'n liedjie wat speel en dan flits daar verskillende beelde en dan gaan jy nou en jy trek jou eie foto's in daai ding in, Sky doen dieselfde ding. So hulle sê vir my, hulle soek CapCut, dis nou die nuwe ding, so ons doen al die goedjies. En ek luister, en ek sê vir my, okay, wys my, wat is dit, hoe werk dit, lyk baie onskuldig, great. En eendag is hulle albei nou besig met CapCut, en hy skraal, dis ook 'n ding waar mens kan skraal. Ek sal nou by dit kom, dis gevaarlik, as daar net enige iemand se materiaal kan opkom. En 80-90% van dit is dood onskuldig en nice, en stuur hulle kreatiwiteit.
Maar iewers daar, kom maar 'n dingetjie in my oor vang het. En daar drop 'n bom in een van die liedjies wat speel, en daar's 'n woordjie. En ek besef toe, okay, hierdie is nie so onskuldig, en ek roep hom, en ek sê, kom sit hier by my. En ek sê vir hom, jy sien nou, hoe slim is die duiwel. Hoe gaan hy werk deur hierdie foon en deur 'n app? Hierdie scrolling wat jy doen, en hier kom nou net verskillende goed op. Ek sê, hier is hoe die duiwel dink. Moenie, die duiwel gaan nie hier kom by die eerste een en by die tweede een en die derde een en elke een in sy gewaad en jou wys, hier's ek nou en ek wil jou 'n satanis maak. Hy kom nie so nie. Hy's baie slimmer as dit. So elke 6de video, so elke 13de video, miskien die 20ste een, dan drop hy net 'n woordjie. Dan is daar net vinnig 'n beeltjie van 'n girltjie wat 'n derde van 'n toppie koop vir die volle prys. En is net 'n saaitjie, wat daar val in die gedagtes en hy sit daar. Daai saaitjie wat val daar, hy gaan groei. Hy gaan groei. Iewers gaan hy vrug dra. En as jy klomp vrot saaitjies saai, ouers, wat gaan gebeur? Jy gaan dit maai, iewers. Doen dit vir 'n paar jaar lank, down the line, as jy sien, nou my seun se kop is nou net by toppies wat 'n derde is. Dan moet jy nie verstaan, wat het hier fout gegaan? Hoe is ons het hom so groot gemaak, ons het daar so groot gemaak, jy het dit gepreek. Maar nommer 1 het jy die voorbeeld gestel, en nommer 2 was jy 'n poortwag gewees. Want daai saaitjies wat so val, en ek sê vir hom, ons kan nie iets toelaat, wat die duiwel die geleentheid gee, om daai saaitjies in jou te saai nie. Jou ore is nie as blikke nie, sal Gel altyd vir hulle sê. Ek moet kyk wat jy inneem, ek moet kyk wat jy hoor, ek moet kyk wat jy kyk en wat jy sien. Is ons poortwagte. So, die stemme wat in ons kinders in belê, en wat saaitjies saai, dis iets waarna ons moet kyk. En 3, ek het vir jou 3 vinnige stappe, baie prakties, voor ek afsluit, wat ek jou net 'n tip wil gee, en jy wil uitdaag om te gaan doen by die huis. Nommer 1, assesseer die poorte. Assesseer, gaan doen 'n assessering, en gaan kyk, en prakties beteken dit, gaan kyk na die toestelle in jou huis. Wat se fone is, al die skerms wat daar is. Fone, tablets, TV's, game consoles, wat is daar alles in jou huis? Wees 'n tegnologiese speurder. Doen 'n digitale audit. En dan, wat jy dan doen is, gaan kyk na die apps, waarmee jou kinders besig is. En gaan sit by hulle. Moenie net nou so wees nie. Gaan sit by hulle, en luister na die goed. En kyk daarna. En praat met hulle daaroor. So hoekom hou jy van hierdie? En is daar nie lelike goed wat hier opkom nie? Is daar nie woorde wat hier opkom nie? Praat met hulle daaroor. Ken. As jy nie 'n vyand ken, en jy weet nie hoe gaan hy werk nie, so hoe gaan jy dit fight? Weet wat op jou kind se foon is. En ek dink saam met die assessering kom dit ook neer is, weet wie hulle vriende is. Weet wie hulle vriende is. 'n rukkie terug is Josh besig, ek lê op my bed en sy gamekamer is net hier aan die regterkant, so ek kan hoor as hy games speel, en hy sit dit altyd te hard, want hy sit sy goed op, so dan is dit altyd te hard, so ek hoor al, en dan skree hy vir die mense aan die ander kant. So, nou hoor ek, hy's hier besig met 'n jong ou, baie ouer as hy, en ek kan hoor, soos hy ken nie hierdie ou nie, ek ken nie die ou nie, met wie praat hy? Hy's 'n jong man met wie hy chat, nie op Fortnite. En ek hoor toe, Josh begin vir hierdie ou sê waar ons bly, en wat se skool hy is. Eers het ek storm daarin, ek sit die PlayStation af, ek sê, is jy mal? Ek sê, hier's hoe kinders ontvoer word. Hierdie is die einste ding wat maak dat ek die ding wil stikkend skop nou. Hoe kan jy dink, ek sê, sal jy toelaat, as jy 'n vreemde ou in die straat loop, sal jy vir hom die hek oopmaak, laat hy net inkom, sit hier by jou, en jy gaan hom alles van ons vertel. En jy gee hom toegang tot ons huis. Nou, nooit sal ek dit doen nie. Pa, ek sê, jy doen dit nou. Jy doen dit nou. Ek was bietjie te hard op hom gewees daar, maar ek wou jy met die boodskap kry. Soos jy doen dit nou, soos jy laat 'n ou in ons, hy sê hom alles van jou, waar jy bly, waar jy gaan. Dus ek ken nie jou nie, miskien was dit een van julle, sorry, maar maar ek weet nie. Ek kan nie weet nie. Jy kan mos nie vir enige ou wat jy nie ken nie. As ek jou nie ken nie, my kind ken jou nie en ek ken jou nie, gaan jy nie met hom daar praat nie.
Jy moet weet, wie is hierdie vriende, want die goed wat daar gesê word, ek het een keer toe sê op hierdie game, en ons 'n netwerk, en ons hierdie Amerikaanse kinders, en die gevloekery, en die goed wat daar is, en toe gaan sit ek daai af. Jy kan daai filter, dan sit jy hom af. Ek kan nie met mense praat, wat jy nie toelaat, wat jy nie invite nie. Hierdie is die maatjie by die skool, ken hulle, ken die ouers, so as ek ooit iets daaroor, gee ek net 'n lekker oproepie en sa. En dan praat ons daaroor. Maar weet wie is hulle vriende. So assesseer die poorte. Tweede ding is, versterk die poorte, en hierdie gaan hoofsaaklik oor grense wat jy moet instel. Ek dink die eerste een is passwords. Passwords. Jou kind mag nie 'n password hê, ek gee nie of hulle in die laerskool of in die hoërskool is nie, wat jy nie ken nie. Okay, dis jou huis, dis jou reëls, dis jou foon. Né? Jou kind moet actually daai verstandhouding het. Dis daai foon wat jy gebruik, jy leen hom. Soos dis my foon. Dis nie jou foon nie. En ek het die reg om enige tyd te gaan en te kyk waarmee jy besig is, wat word gedownload daar, en vandag kry jy ook apps vir dit. En dis miskien 'n tweede grens. Bepaal die tyd en die content waarmee hulle kan besig wees. Soos jy kan vandag, het jy apps om te sien, hoe lank is hulle op daai app, wat mag hulle kyk op YouTube of op WhatsApp. As hulle WhatsApp stuur, dan kan jy sien wat hulle stuur. Iemand vir hulle 'n fotootjie stuur, dan kan jy sien wat se foto stuur hulle vir hulle. Jy kan 'n beheer wees van al daai goed, so sit daai goed in plek. Baie belangrike grense. 'n groot een vir my is, soos ek nou nog gesê het, moenie vandag gaan en sê, weet jy wat, pastoor Jacques het gesê, so nou dan haat jou kinders, maar dan wil hulle nie weer kerk toe kom nie. Moenie dit doen nie, en dis in elk geval stupid om dit te doen. Kan ek gou vir jou sê, hulle weet, as jy nou vandag gaan en jy gaan nou net preek, en jy slat om one-time gesprek, ek sort hierdie ding net so uit, glo my, jy gaan nie die ding net so uitsort nie. En as jy met daai approach kom, ons kinders is nie stupid nie, hulle weet. Hulle weet, by Woensdag is jy weer besig en jy sê vir my, sit daar op die foon, whatever. So dis nie 'n preek nie. Hierdie is 'n aanhoudende gesprek. Dis 'n belangrike ding, is dat ons met ons kinders in gesprek sal bly en daai gesprek open-ended sal los. En te sê, kom ons chat oor hierdie ding. Ek wil jou verduidelik hoekom ons hierdie grense in plek moet sit. Ek wil jou verduidelik hoekom daai gevaarlik is. Soos as 'n kind vra ons hoekom? Ons moet hulle die hoekom vraag kan beantwoord. Hulle dink en dit is wat jy wil hê, hoor. Jy kan ons nie dan môre sê ons hoe het jy nie gedink nie. Jy wil hê hulle moet dink, so hulle vra jou, so help hulle verstaan. Kom ons chat daaroor, want nou leer jy hulle om te dink. En jy gee die Heilige Gees ook die tools om te werk. Dat as hulle ooit iets sien of hoor of by ander maatjies by die skool, want dit gebeur ook. Dis 'n realiteit. Nou sit jy al hierdie grense in plek en hulle kom by 'n vriend, of hulle is by die atletiek of die rugby of waar ook al, en daai ouetjies het hulle fone daar. Hulle gaan iewers iets sien, hoor. Kan ek jou net sê, jy kan dit nie stop nie. Maar jy kan hulle 'n verhouding met die Here gee en jy kan hulle wisdom gee deur in gesprek te bly, en dan gebruik die Here dit in daai moments vir hulle om te weet, wat maak ek nou met die? Bly in gesprek. Assesseer, versterk, en dan die laaste een is, wees die voorbeeld. Soos jy met hulle gaan praat en in gesprek met hulle gaan bly, gaan jy sê, van nou af, gaan ons hier by die Steenberg huis nie weer by die etenstafel 'n foon hê nie. Dan gaan hulle grin en sê, is dit so? Okay pa, maar jy doen dit. Jy doen dit. Jy gaan sê, ons gaan nie fone weer kamer toe vat nie, dit steur ons slaap, dit, dat en die volgende, sê, okay, en dan môre aand sê hulle, hoor hierso, het jy nie gesê, ons vat nie weer voor 'n kamer toe nie. So, en jy moet hulle toelaat, dis deel van daai ongoing gesprek. As jy daar hulle kap daar, dan jy moeilikheid. Dan overstep jy die bounds, want nou vra jy hulle om iets te doen, hulle om iets uit te leef as 'n Christen, as 'n kind van die Here, wat jy nie bereid is om te doen nie, en net daar sit jy 'n groot issue in hulle geloof. Soos, is jou paradigm verkeerd, of is jy verkeerd? Ons moet nie dit doen nie, ons moet die voorbeeld stel. Ons moet die voorbeeld stel, en hier wil ek jou challenge, praktiese challenge. Miskien is dit tyd vir jou, miskien jy en jou man, of jy en jou vrou as 'n couple, miskien as 'n gesin. In die begin van die jaar het ons begin met 'n vas, né? Kom ons doen 'n digital detox. Ding, en ek kan nie vir jou sê hoe om dit te doen nie, almal moet dit anders doen, want ons kan nie net heeltemal sonder ons fone vir 'n week gaan nie, maar figure jy 'n manier uit hoe jy en jou gesin saam op 'n journey kan gaan met hierdie tegnologiese gevaar.
en hierdie tegnologiese uitdaging wat ons face. En besluit om same vas te doen, waar jy 'n sekere tye die fone wegsit. En alles wegsit, en dan om te chat oor hierdie challenge wat ons face. En om te chat oor al die gevare wat hulle sien, wat julle sien, en wat julle wil hê in die huis, want op die einde van die dag is hierdie die groot ding. Is koneksie met God en koneksie met mekaar. Kan ek julle sê, paas en maas, dis vir 'n kind se sekuriteit, vir hulle mens wees, so belangrik om te sien, ma en pa is connected. Dat die intimiteit tussen julle sterk is, dat daai vuurtjie brand, dat julle nie in die aand op julle fone speel. Hulle wil sien, daar's 'n koneksie daar. En hulle weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar hulle kan voel, iets hier is nou nie lekker nie. Dis maar baie stil hier in die huis. En hulle kyk maar eerder op die foon. Hulle sê, die average mens kyk 1 keer elke 10 minute, druk hulle gou. Dink is 6 minute, druk hulle gou net om iets te sien. Imagine 1 keer in 10 minute kan couples, maak ons daai besluit, 1 keer elke 10 minute gaan ek dit my ding maak om iets my vrou te sê. Om haar te bel, om vir haar boodskap te stuur. En as ons by die huis is, spesifiek as ons fisies by mekaar is, 1 keer elke 10 minute aan haar te vat. Miskien haar op die bou te klap. Maar iets te sê, in haar oë te kyk. Kan ek jou sê, hoeveel couples het dit regtig nodig om te sit en net in mekaar se oë te kyk en te connect? En te kan sien, jy wil met my connect, jy wil nie nou voor 'n TV of voor 'n foon of met enigiets anders besig wees nie, jy wil net hier wees en jy wil met my connect en jy wens, jy kan dit doen tot môre, maar ons kan nie, ons het nie daai tyd nie, maar jy is nou hier. En môre doen ons dit weer, dit sal huwelike verander. Dit sal huwelike maak wat dit moet wees en dan sal dit iets in kinders doen. Dis net so belangrik dat jou kind sien, pa is lief vir die Here. Maar hoe sien hy dit as pa altyd op sy foon is? Hy kan sê pa is altyd op sy foon. En dan kan pa sê ja, maar ek werk. Maar pa is te moeg om 5 minute Bybel te lees. Hoe werk dit? Pa is te moeg om te bid. Sondagoggend is pa te moeg om kerk toe te gaan. Jy kon Saterdag aand kon jy lê en TV kyk en dit en dat. Maar jy kan nie vir 'n uur vir die Here gee nie. Jy kan nie 5 minute elke dag met die Here tyd spandeer nie. What's up with that? 'n Kind sien dit en dit doen iets in hulle. Hulle praat nie daaroor nie. Hulle weet nie wat moet, wat moenie. Is dit maar net hoe Christen is? Dit hoe 'n pa en 'n ma? Is dit maar net hoe dit moet wees? Ons kan nie daai voorbeeld stel nie, familie. En ek wil so ver gaan as om weer te sê, doen 'n digital detox. Jy mag nie eens sin sal ek dit sê, met jou foon tyd spandeer as jy nie stilte tyd kan hou nie. As jy nie met jou Bybel kan sit nie, dan moet jy nie eers niks met jou foon tyd spandeer nie. Dis waar alles begin, is ons verhouding met die Here. En om daai voorbeeld te stel, om te wys, ek is lief vir die Here, ek moet my dag begin, is by sy voete, om met hom te praat, om van hom te hoor, net in sy presence te wees. Mag ons kinders dit sien. Ek wil afsluit deur te getuig. En hier wil ek bietjie vulnerable wees. So gee my grace, en miskien beteken dit iets vir jou. So, wanneer ek frustreerd is, en wanneer ek angstig is, en partykeer gebeur dit in die aande, dan kan ek nie slaap nie. Dan gaan my brein, ken jy daai rot in jou kop, op daai wiel, dan gat hy. En partykeer gebeur dit in die oggendure, dan skrik ek net wakker, en dan gaan daai rot, dan is hy daar. En baie keer dan sal ek my foon vat en ek sal begin werk, of ek sal in die aand, dan sal ek net werk, en ek sal net dink, content en werk en die en daai. Of ek sal scroll, of ek sal Netflix aansit en ek sal 'n series kyk. Hoekom doen ek dit? Net om my mind te occupy, om besig te bly met ander goed. Dat ek nie met hierdie goed hoef te stoei nie, of hierdie gevoel hoef te hê nie. En in my lewe, soveel keer, laat in die aande, en daai oggende wat ek wakker, ek wil sê gemaak word deur die Here in die oggend, het ek al met die Here ontmoet op 'n amazing ways. Amazing maniere. En ek vra myself die vraag is, hoeveel van daai aande wat ek sit en ek kyk TV, of hoeveel van daai oggende wat ek opstaan en nou is ek besig met my foon of besig met werk en ek wil myself net aan die gang kry om weg te kom van daai gevoel, hoeveel van daai kere mis ek wat die Here vir my wou sê? Want in plaas van om stil te word
en te vertrou, dat in die stilte sal ek met die Here ontmoet en He will calm the storm. Sal hy vir my 'n woord gee wat ek nodig het, is hardloop ek eerder net weg om weg te kom van daai gevoel, en dit laat my dink aan Samuel, né? Wat gesê, die Here roep hom en hy gaan na Eli toe, en imagine Samuel het Netflix gehad. Ek dink hy het eerste keer as sê, okay, dis hierdie ou man roep my en dan slaap hy praat in sy slaap. Nou sit ek maar Netflix aan, kan nie slaap. Of as hy 'n foon gehad het, het hy dalk net begin scroll op Facebook of wat ook al. En dan het hy dalk gemis wat die Here vir hom wou sê, dan het hy 'n encounter met die Here gemis en sy calling gemis. En miskien sit jy vandag en jy kan relate met my en jy sê, "Jesus, ek voel nou so daai angs, daai iets is nie reg nie, daai gejaag, daai evenal gaan dit goed, maar die besig en ek voel net leeg en ek voel iets jaag my en ek wil net wegkom van dit af, so ek doen, weet nie wat jy doen dalk nie in die aande en in die oggende. Maar kan ek jou vra om dit te oorweeg? Miskien wil die Here met jou ontmoet op 'n spesiale manier. Miskien wil hy met jou praat, miskien wil hy vir jou iets sê, en miskien daai woord wat hy jou gaan gee as jy dit hoor en jy luister, gaan dit jou lewe verander, jou huwelik verander, jou gesin verander en vir jou hele nuwe season van calling oopbreek. En dis my gebed, dat jy sal stil word en sal weet dat hy God is en dat hy in beheer is en dat hy 'n plan het vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie dat die waarheid en die betekenis van u woord, dis tydloos, dis priceless. En vandag, na duisende jare, kan ons nog steeds daarna luister, en dis nog steeds waar. Die hele wêreld sukkel met hierdie. Hoekom? Want die vyand is oor die hele wêreld besig om die harte van mense te steel, om kinders van die Here skade aan te doen, om seer te maak, om koneksie in huise te steel, om huwelike seer te maak, om voorbeelde van ouers vir hulle kinders skade aan te doen, dat ons kinders nie weet hoe om intimiteit met u te hê en met hulle huweliksmaats te hê nie. Dis my gebed, Here, dat u ons sal help hiermee. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. So vandag kom ons voor u op ons knieë en ons kom in humility en ons vra u asseblief, Here, help ons. Help ons. Help ons as u kinders vir ons koneksie met u en ons koneksie met ons mense. Help ons as gesinne dat ons hierdie tegnologie met baie respek en bedagsaamheid sal gebruik, soos 'n wapen, want dit is wat dit is. En ons kan dit gebruik vir goed of ons kan toelaat dat dit ons lewens en ons gesinne heeltemal kom skade aandoen. Dis nie wat ons wil hê nie, en ons weet dis nie wat u wil hê nie. En ons vra dat u ons daai wysheid sal kom gee, en Heilige Gees, dat u ons sal kom lei. Dat u sal ons die regte manier en die regte woorde sal gee om met ons kinders in gesprek te gaan. En dat ons regtig saam gesinne sal wees wat 'n lig vir u skyn. Die wêreld wil hê ons moet inpas en aanpas by hulle norme, maar ons moet nie normaal wees in daai opsig nie. Ons kan dan maar weird wees. Ons moet anders wees. Ons moet 'n lig vir u skyn. Help ons om ons roeping van andersheid te aanvaar en om dit vir ons kinders oor te dra, Here. Ons weet u sal dit doen. U is 'n goeie pa. En ons dank u daarvoor. Ons het u lief. Ons bid dit in Jesus naam en ons sê saam. Amen.